Welkom en goeiemôre by Doxa Tye Rodevallei en ek wil vir jou welkom sê. As jy vir die eerste keer hierso vanoggend is, my naam is Brandon en ek is een van die bedieningsleiers hierso by Doxa Tye Rodevallei. En as jy nie hierso is, wil ek jou graag ontmoet en net vir jou welkom sê en sê hoe gaan dit en net bietjie hoor waarvandaan jy is en wie jou kinders is. Nee, ek grap, ek wil regtig nie so diep gaan nie. Maar na die diens wil ek vir jou net hallo sê en ek gaan by die nuut hierso bord wees aan julle regterkant en ek wil net bietjie met jou gesels. Dan wil ons dankie sê. Dankie vir die finansiële bydrae wat ons in die huis van die Here gee. Ons het soveel keer en ons sien deur die tyd hoe dit net 'n impak maak in Rodevallei en hoe ons mense kan help met dit en ons weet dat dit regtig net die koninkryk van die Here uitbrei. En ons sê daarvoor regtig baie dankie. Op julle stoele is 'n koevertjie en as jy kontant gebring het, kan jy dit vir ons binne in daai koevertjie sit. As jy nie kontant gebring het nie, is daar op die koevert talle elektroniese maniere hoe jy kan bydra en ons sê daarvoor baie dankie. Op pad uit na die diens kan jy net vir ons in die rooi posbusse gooi as jy kontant ingesit het. Baie dankie. Ek wil net gou-gou saam met julle bid. Dankie Vader vir u goedheid, Vader. Dankie vir elkeen wat hier sit. En Vader, ek wil vra dat u regtig die grond sal voorberei vir vandag se woord, dat u regtig net sal kom oopbreek wat in mense se lewens aangaan. En Vader, dat u die verstaan wat vandag moet gebeur, Vader, dat u dit sal bewerkstellig, dat u my sal help, Vader, om hierdie woord te gee op die manier hoe u dit in my hart gesit het. En Vader, ek dankie vir u liefde en die waarheid oor elkeen se lewe wat u sit. In Christus naam, amen en amen. So, ek het 'n woord voorberei wat heeltemal uit my ek wil nou nie die Engelse woord gebruik nie, maar wat uit my comfort zone uit. So ek is nie die tipe ou wat verskriklik baie inligting deel nie. Nou voel ek soos 'n juffrou met hierdie stok of 'n meneer met hierdie stok by my. En ek is glad nie die tipe ou wat baie inligting deel nie. Ek is regtig 'n hartsprediker, 'n preek wat die Here op my hart lê en dan bou ek die preek om dit. Maar die Here het vir my gevra, die Here het op my hart gelê dat preek die woord soos wat hy is. En vat die woord en leer die mense. Want ek het dink baie kere preek ons en ons vat skriffies en ons bou preke om daai skriffies. En ons verstaan nie actually die konteks van wat besig is om aan te gaan nie. Ons vat 'n skrif byvoorbeeld soos jy kan alles doen deur Christus wat jou die krag gee. En dan sê ek nee, maar ek kan alles doen deur Christus wat my die krag gee en dan begin ek 'n besigheid. Maar ek verstaan nie die konteks van daai skrif nie. Maar die konteks van daai skrif is eintlik om te sê, maar wanneer ek deur dal van doodskare gaan, wanneer ek deur tye gaan wat dit moeilik is, wanneer ek deur so bietjie af 'n tyd gaan, beteken dit eintlik dat ek alles kan doen deur Christus wat my die krag gee. Hy praat van die tyd waardeur ek gaan, nie van die besigheid wat ek gaan begin nie. En dit is waarmee ek hierdie woord in gedagte mee gebou het en ek wil julle op 'n reis vat. En ek wil hê julle moet vandag net bietjie die Engelse woord gebruik, stick with me. So met dit in gedagte gaan ons kyk na Genesis, Exodus, Levitikus en Numeri. So ek het julle vir 3 ure. Nee, ek grap. Ons gaan vinnig net deur die wandel gaan en so 'n paar riglyne raak. Maar met dit in gedagte wil ek vir julle vra, ons gaan begin by Genesis in die tuin van Eden en ek wil die vraag vra. As ek vir julle vra, waar is die tuin van Eden? Wie sal vir my kan sê? Sal jy vir my na die volgende slide toe gaan asseblief?
So, daai is ons wonderlike land, of die aarde wat God geskaap het. Wie sal vir my kan wys wat die tuin van Eden min of meer is? En onthou net as jy verkeerd is. Nee, ek grap glad nie. Ek grap glad nie. So, kom ek maak dit makliker. Wie van julle kan vir my wys waar Israel is? Sien daar 'n paar mense wat vir my kan wys waar Israel is. So, vir dies wat dalk nie weet nie, jy kan gaan na die volgende slide toe. So vir dies wat nie geweet het nie, dit is die beloofde land in Israel is. En ek het 'n interessante ding gedoen, ek gaan vra vir ChatGPT, as ek moet ry daartoe met my kar, wat moontlik lyk, want dis aarde, dis baie. Hy sê vir my, jy gaan 10.000 tot 12.000 kilometer ry. 4 weke aan mekaar ry, om by Israel uit te kom. As dit moontlik was. En dit was vir my net so baie interessant, want as ons dink aan Israel, die beloofde land, en dink ons is oor see, is ver, maar is eintlik net daar. En net daar is baie ver, want ek meen, ons weet hoe ver dit is, net van Suid-Afrika af na Namibia toe. Dit is baie ver. En ek bou hierdie preek in gedagte om julle net bietjie te kom wys, bietjie bewusmaking te kom gee. En ons begin in die boek van Genesis, die eerste boek van die Bybel, vir die wat nie weet nie. En die Here kom en hy skape hierdie 2 verskriklike weird wesens. Met die naam Adam en Eva. En hy kom maak hierdie pragtige tuin en hy sê vir hulle, ek wil julle seën. En hy gebruik die volgende skrif in Genesis 1:28 tot 29. God sê, God het hulle geseën deur te sê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die aarde, onderwerp die aarde, en heers oor die visse van die see en die voëls van die lug, en oor al die diere op die aarde. Verder sê God, let op. Ek het aan julle al die plante wat saad dra gegee en al die bome wat vrug en saad gee. Dit is vir julle om van te eet. So God kom en hy kom maak 'n stelling. Hy sê ek gee vir julle die aarde. Ek gee vir julle die plek wat ek gemaak het en gesê het is goed. Ek sê vir julle heers oor hierdie plek. En hy gee dit vir hulle. En nou wil ek vra, waar dink julle het dit verkeerd gegaan? Waar dink julle het ons dit verloor om oor die aarde te kan heers? Baie van julle sal sê, ja, by Eva. Net my stok kry. Eva. En julle sal reg wees. Hulle het van die vrug geëet wat hulle nie moes eet nie. Maar kan ek die stelling maak om te sê dat dit begin het by ongeloof? Kan ek sê dat ongeloof die saad was wat die sonde opgebring het? Want sien, sonder die ongeloof sou hulle nie hoef te gesondig het nie. Want hulle sou nie daaraan gedink het nie. Sien, as ons gaan na Genesis 3 vers 1 toe, dan sê dit, die slang was listiger as al die diere wat God gemaak het. Is dit regtig so? Vra hy vir die vrou. Het God regtig gesê, julle mag niks van die vrugte in die tuin eet nie? Sien, hy kom plant 'n saadjie in Eva, die twyfel te bring in wat God vir hulle gesê het om te doen. En deur daai bietjie twyfel begin Eva dink, hoorie maar, as God gesê het ons
jy mag nie van hierdie boom eet nie, en die slang sê, ek gaan nie doodgaan nie, miskien moet ek probeer van hierdie boom eet. En Eva eet van hierdie boom, en hulle verloor die belofte van die land, en die voorsiening van die land. En ek wil vra dat jy na die volgende slide toe gaan. Skyfie klink net so verkeerd, as jy na die volgende skyfie toe gaan. So hierdie is nou 'n opgeblaaste deel van daai kolletjie wat ons na gekyk het. En hierdie is waar ons reis begin, in die tuin van Eden, tussen die Eufrates en die Tigris River, is iewers daar, so sê hulle, beweer hulle dat die tuin van Eden was. En kom ons begin in Genesis, en ek wil julle deur die pad vat, want ek wil vir julle wys, ons almal praat altyd oor Eva wat gesondig het, maar daar's eintlik soveel meer. Ons almal sou dit gemis het. Ek wil dit weer sê, as ons almal in daai tuin was, ons almal sou dit gemis het. En die pad kom wys dit vir ons. So, in Genesis kom Adam en Eva, wag, ek sê so baie tabs ook. So in Genesis kom Adam en Eva, God skape die aarde, hy skape die tuin, en hy sê vir Adam en Eva, heers, hulle kom Sondag, en hulle word uit die tuin uitgegooi. En van daar af word Kain en Abel gebore, en hulle vermeerder. God sê, wees vrugbaar en vermeerder. Maar die land is nie meer so vrugbaar soos wat dit was nie, en die vrouens en kinders baar is baie moeiliker. En van daar af word hulle 'n nasie wat net meer Sondag en meer Sondag en meer Sondag. En hulle kom op 'n punt waar dit net chaos is. En in Genesis 6, van 6 af, kom daar 'n man met die naam van Noag. En God sê, hier is my kans om herstel te bring in die land. En hy sê vir Noag, bou hierdie ark, en as jy die ark gebou het, vat jou familie, 8 mense, klim op die ark, vat 2 van elke dier, en bou hierdie ark, want ek gaan 'n vloed stuur. En hy stuur 'n vloed, en hy wis alles op die aarde uit. En hierdie ark dryf tot by die plek wat ons nou ken as Turkey of Turkye. En julle sal sien, hy gaan land op die plek wat ons nou ken as Turkye, op daai heuwels. En daar's 'n groot dokumentêr oor dit wat mense kan gaan kyk. En dis net vir my so interessant. En God sê weer vir Noag iets wat vir my baie interessant is. Hy sê vir Noag dat gaan en vermeerder en neem besit oor die land, en hy kom maak weer die belofte wat hy eintlik in die tuin van Eden gemaak het, en hy sê gaan vermeerder. En hulle vermeerder, en Noag word geroep om basies die mense te lei, want hy is die rein bloedlyn, maar Noag gaan en hy gaan maak weer vir homself 'n tuin. Hy maak vir homself 'n klein Eden. En in hierdie tuin plant hy hierdie klein goedjies wat ons noem druiwe. En hy raak baie slim, en hy maak vir homself so 'n bietjie wyn, en hy raak dronk. En hy eindig op soos Adam, kaal en verwar. Net soos wat Adam, nadat hulle die vrug geëet het, kaal en verwar was. En hy mis dit. Hy mis weer om God se belofte oor hom uit te leef en te lei. En die mense vermeerder en hulle vermeerder, en op 'n stadium in Genesis 11 is die mense weer verskriklik slim, en hulle maak hierdie ding wat ons vandag noem die baksteen. Verskriklike slim ding wat hulle werp het. En hulle bou 'n toring. En hulle sê hierdie toring gaan ons so groot bou, ons gaan vir onsself 'n naam bou, en ons gaan hierdie toring bou tot by die hemele, en hulle gaan ons naam erken, en die Here sien 'n stuk hoogmoed, God sien 'n stuk hoogmoed. En hulle bou die toring van Babel.
Jy moet 'n bietjie teruggaan. Jy is nou ver vooruit. Ja. En hulle bou die toring van Babel. En die Here sê, maar hoor, hierdie mense is besig om rarig te doen wat hulle sê. Hulle is besig om 'n toring so hoog te bou. En ek dink die Here het klaar geweet, luister, die health and safety is 'n probleem hierso. Hierdie mense gaan hulle self doodmaak. En hulle bou die toring. En die Here sê nee, dit kan nie so wees nie en hy meng hulle tale en hulle almal versprei. En al ons wag vir die man met die naam Abraham in Genesis 12. En nou sien ons hierdie man met die naam Abraham in Genesis 12 en God kom maak weer 'n belofte. En ek hoop julle begin 'n lyn hierso sien. Hy maak 'n belofte aan Adam, hy maak 'n belofte aan Noag. En ons bly val en hy maak 'n belofte aan Abraham. En hy sê vir Abraham, ek wil vir jou 'n land gee. Ek wil vir jou 'n land gee wat oorloop van melk en honing. En Abraham, hy sê vir Abraham, jy moet trek uit jou vader en jou moeder se huis uit. En op die rype ouderdom van 75 jaar oud, trek Abraham uit sy vader se huis uit, op soek na hierdie land wat God hom beloof het, met die naam Kanaan. Maar dit is nie sonder sy eie moeilikheid nie. Hy gaan op 'n reis op pad Kanaan toe en ja, Abraham het net heeltyd challenges. Hy het hierdie mooi vrou Sarah, of wat ek sal sê Sarafina, en sy is verskriklik mooi en hy bly vir haar sê, luister, sê net vir die mense jy is my suster. Want jy is so mooi, hulle gaan my doodmaak vir jou. So daai is my suster. Grap. Maar sê net vir hulle jy is my suster en dat hulle my nie doodmaak nie en hy's eintlik doen 'n onreg aan sy vrou. En hy gaan verder want God maak die belofte. Hy sê vir hom Abraham, ek gaan jou nageslag soveel soos die see se sand maak, die sand op die aarde maak. Dis soveel jou nageslag gaan wees. En hy beloof hom hierdie nageslag en hulle sukkel om kinders te kry. En Abraham doen weer onreg aan sy vrou. En sy vrou sê vir hom, ek kan nie vir jou 'n kind gee nie, maar vat die slaaf en hy met haar kind. En hy's weer besig om te mis die belofte. Ongeloof is besig om die saad te plant vir sonde om op te kom. En hy's ongelowig en hy het 'n kind met hierdie slaafin. En die Here kom weer en hy sê vir Abraham, kyk op na die sterre. Dit is hoe jou nageslag gaan wees. Ek beloof dit vir jou. En Abraham kry weer geloof in God se belofte. En ons sien in Genesis 25 sien ons dat Abraham vir Isak het. En ons ken die storie waar hy hom amper op die altaar offer. En toe Isak vir Jakob. En Jakob beteken die bedrieër. En ons sien hoe hy net bedrieg. Soos wat hy gaan die hele tyd. Hy steel sy boetie se eerste geboorte reg met 'n lekker bakkie lensie sop. En hy bedrieg sy pa Isak deur hom vel hare aan te trek en sy pa seën hom in plaas van sy boetie Esau. En hy bedrieg net die hele tyd. Is die bedrieër. En hy kom op 'n punt waar hy 'n vrou wil hê en sy skoonpa kry hom so 'n bietjie terug deur vir hom te sê werk vir hierdie vrou wat jy wil hê, een van my dogters, en as jy vir my vir 'n paar jaar werk kan jy haar kry. En hy werk want hierdie vrou is mooi, so hy werk hard. En na die paar jaar sê die pa nee, jy kan nie haar kry nie, jy moet eers die oudste dogter vat. En hy vat toe die oudste dogter en hy sê toe nee, maar as jy nog 'n paar jaar werk dan kan jy haar nou kry. En hierdie hou net aan werk en hy werk. En Jakob werk net vir die vrou wat hy wil hê, maar sy skoonpa kom bedrieg hom eintlik. Net hy kry 'n bietjie taste of his own medicine, soos wat die Engelse mense sal sê.
En hy kom op 'n punt waar hy net moeg is om die bedrieger te wees. Hy is moeg om die bedrieger te wees en hy sê vir die Here op 'n stadium kom dit en hy en God stoei. En soos wat hulle stoei, sê die Here ook ek gaan jou seën. En hy verander sy naam van Jakob na Israel toe. Wat beteken hy het gestoei met God. En Jakob is geseënd, hy het 'n paar seuns gehad en sy tweede laaste seun het hy verskriklik lief gehad. So nou sien ons hoe Jakob nou geseënd is en hy het seuns. En hy het hierdie seuns en hy het sy tweede laaste seun het hy verskriklik lief, sy boeties, like hom nie baie nie omdat hy sy pa hom so lief het. En hulle verkoop toe vir Josef aan die Egiptenare. En dan die Egiptenare verkoop hulle vir Josef en Josef is op pad Egipte toe. Josef eindig op in die tronk as gevolg van 'n vrou. Vrouens. Hulle eindig op in die tronk as gevolg van 'n vrou en die farao het 'n droom. En Josef is alleen wat hierdie droom kan uitlei. En hy lê toe die droom uit en hy word toe een van die farao se beste mense wat vir hom advies gee. En hy lê toe die droom uit om te sê ons gaan in 'n hongersnood in. En hulle gaan toe in 'n hongersnood in en hierdie farao is so bly want Josef het vir hom kom sê wat gaan gebeur en sy boeties kom koop toe kos by Egipte. En hulle kom koop toe kos by Egipte en hy vergewe hulle toe. Hulle kom toe agter, hoorie sommer, hierdie is die boetie wat ons verkoop het en nou is hy hierdie groot kop in Egipte. En hy sê toe vir hulle, nee, maar kom bly by ons, dat ons na julle kan kyk. Kom uit Kanaan uit en kom woon by ons in Egipte. Nou is ons, die volgende skyfie sal julle sien, land van Kanaan, daar is waar hulle was. Hulle kom uit Kanaan uit, hulle gaan in Egipte in, volgende ene. En nou is ons in Egipte. En dit is die einde van Genesis. Opgesom, vinnig. So ek gaan teruggaan, kan iemand dit vir my net weer die hele lyn vertel? Ek grap net. Maar dit is Genesis, julle, so maklik soos dit. Hoekom sukkel ons so om dit te onthou? Want sien, die Here vat ons op 'n reis na 'n pad toe. Hy vat ons op 'n reis na 'n land wat hy wil hê ons moet in besit neem. So nou is ons klaar met Genesis en ons gaan na Exodus toe. En in Exodus gaan ons vinnig deurhardloop. Exodus, hulle is 400 jaar in Egipte. Almal is al dood. Josef is dood. Die farao wat hulle geken het is dood. En die farao wat nou tans heers, hy hou nie van hulle nie, want hulle is so oorvloedig, hulle is so vrugbaar en hulle het net so baie mense. Hy hou nie van hulle nie. En hy sê maak die eerste geboorte seuns dood en hulle begin die seuns doodmaak en Moses se ma sit hom in 'n mandjie en hy eindig op weer in die farao se huis. En hy sien hoe hulle sy mense behandel en hy slaan 'n Egiptenaar dood en hy vlug in die woestyn in. En hy ontmoet God deur 'n brandende bos. En deur daai brandende bos sê die Here vir hom: "Nee, gaan terug Egipte toe, want ek wil hê jy moet my mense uitlei. Ek wil jou die draer maak van die belofte wat ek aan Abraham gemaak het." Onthou, ek trek die lyn nou deur hier. Ek wil jou die draer maak van die belofte wat ek aan Abraham gemaak het. En hy gaan na Farao toe, hy sê laat ons mense gaan. Hy sê nee, 10 plaag gebeur. En die laaste plaag is dat hulle die vlekkelose lambloed op die deurkusyne moet sit waar hulle die gees van God oor hulle sal gaan. En dit is waar die woord die Passover vandaan kom. En hy maak alles dood, die eerste geborenes van alles in die land. Elke kind, elke dier. En Farao laat hulle gaan. En as ons kyk na Genesis, as ons kyk na Exodus 15, dan is hulle besig om uit te gaan en dis Exodus, hulle is besig om uit te gaan, hulle gaan deur die Rooi See, so as julle nou daarso kyk, loop hulle van Egipte af, deur die Rooi See,
op pad na Mount Sinai toe. En die farao jaag hulle en hulle kom tot op 'n punt waar hulle saam met hulle in die water is en God laat die water toe gaan op hulle en hulle almal gaan dood. Nie God se mense nie, die Egiptenare. Hulle almal is te dood. En dan sien ons hoe Moses opgaan na die berg toe en hy kry die 10 gebooie en God se mense rebelleer, hulle bou 'n goue kalf. En terwyl hulle die goue kalf bou, raak Moses so kwaad, hy gaan vra vir God vir onvergifnis vir die mense wat hulle besig is om te doen. God sê bou vir my 'n tabernakel waar die heerlikheid van die Here kan tussen die mense wees. Hy wil hulle herinner dat hy saam met hulle is. En Moses doen dit en wat vir my interessant is, hierdie is die einde van Exodus. Trek die lyn deur. Maar wat vir my snaaks is, die tabernakel is gebou en God roep vir Moses vanuit die tabernakel uit. Moses kan nie ingaan nie, want hy is onrein. En die volgende hoofstuk wat Levitikus is, gaan oor hierdie hele deel. Levitikus is basies waar God net die instellings kom maak om te sê wat vat dit om rein te wees. En dit is baie maklik. Levitikus 1 tot 7 leer vir ons hoe om dankie te sê deur te offer. Dit sê vir ons hoe om jammer te sê deur om te offer. 8 tot 10 sê vir ons Abraham is besig om Aaron se kinders aan te stel om in die tempel te werk en hoe hulle net nie luister nie en hulle is nie rein nie en hulle gaan dood. 11 tot 15 sê vir ons wat ons mag doen en nie mag doen nie. Wanneer dood in ons midde is, kan ons nie in God se teenwoordigheid is nie, want God is die teenoorgestelde van dood. Hy's lewe. En dan sien ons in 18 hoe ons saam kan lewe. So 18 en 20 sê vir ons hoe ons saam lewe. En 21 tot 22 wys vir ons hoe hy die tempelleiers oplei. En ons is deur die hele Levitikus. So ons het nou gekyk na Genesis, Exodus, Levitikus. Wie hierso het al so ver gelees? In a nutshell. Dis hoe maklik dit is. So ek wil vir julle sê dat God julle wat my gevat het om amper 7-8 jaar te leer, het God net vir julle kom verduidelik in 20 minute, 15 minute. Maar sien, God is nog steeds besig om ons op 'n reis te vat. Hy's nog steeds besig om ons na die beloofde land toe te vat. Al hierdie boeke is 'n pad na die beloofde land toe. En wat vir my so interessant is, die volgende boek wat Numeri is, begin God en hy praat met Moses binne in die tempel. So dit wys vir ons dat Levitikus dit reg gekry het om Moses te reinig om binne in God se teenwoordigheid te kon ingaan. En dit maak my verskriklik opgewonde. Want God is besig om sy mense na die beloofde land toe te vat. So ons begin in Numeri en die hele titel van hierdie preek is die geloof in die twee. So julle het aan die begin gesien dat Eva, ons het geloof in daai twee gehad. God het geloof in hulle gehad. En hulle het geval. God het geloof in Noag gehad, Noag het geval. God het geloof gehad in Abraham. En Abraham so 'n bietjie die pad byster gehad. God het geloof gehad in Moses. En Moses het hulle tot op die voet van die beloofde land gebring. En Moses kry opdrag van die Here af en die volgende twee wat ek sê, dit is nou geloof in die twee version 2. Want die volgende twee het rare geloof gehad. En dit bring ons tot by Numeri 13, 1 tot 2. En Moses is besig om vir hulle te sê wat God vir hulle gesê het. Hy sê, die Here het vir Moses gesê, stuur mense uit om die land Kanaan te gaan verken, wat ek aan die Israeliete gaan gee. Stuur van elke stam een van hulle leiers uit. Soos die 12 stamme van Israel, en hy sê, stuur 'n leier van elke een uit. En dan is daar 'n lys van julle.
En ek gaan nie eens probeer nie. Die name daar is verskriklik. Dit is amper soos die name wat die nuwe generasie hulle kinders gee. Dit is verskriklik, julle. Maar Moses gaan in 13 en hy sê vir hulle, gaan let bietjie op, gaan kyk bietjie vir ons na hierdie beloofde land van Kanaan. En as ons nou na hierdie prentjie kyk, gaan gou vir my terug na die prentjie toe, van die kaart. As ons nou kyk na hierdie prentjie, onthou nou net, né? Abraham het uit Ur gegaan na Kanaan toe, en in Kanaan het hy klaar gebly. En God is besig om terug te lei na Kanaan toe. En hulle gaan maak 'n draai in Egipte en dan kom hulle af en dan gaan hulle weer terug na die land net voor Kanaan waar hulle nou besig is om te sê, okay, maar kom ons gaan kyk hoe lyk hierdie land. En nou as jy dink, okay, maar Moses het klaar die land in besit geneem, hy het klaar gebly, hoekom moet hulle dit nou weer in besit neem? Want ons moet onthou, dis konteks. Dis 400 jaar later wat ons in Egipte was. En as ons nie daai konteks verstaan nie, dan wonder ons, okay, maar hoekom vat hulle nou weer hierdie land in besit? En hy sê vir hulle, gaan let op. Hy sê so, kyk of die inwoners sterk of swak is, of hulle min of baie is. Kyk of die land waarin hulle woon goed of sleg is. Kyk of die dorp waarin hulle woon oop is en of dit met mure versterk is. Let op. Daai woord in rooi, let op. Of die grond ryk of arm is, boomryk is of nie. Wees dapper en bring van die vrugte van die land saam terug. Dit was juis in die tyd toe die eerste druiwe geoes was. En hy sê vir hulle, gaan kyk na die beloofde land, die land van melk en honing, en ons het dit hierso voor bietjie uitgestal. Die land van melk en honing, maak seker dat dit vrugbaar is, maar sien hy gebruik daai woordjie let op. En as ons terug eintlik gaan na die eerste skrif toe wat ek neergesit het, dan gebruik God ook dieselfde woord, let op. Want hy sê julle moet oplet dat die land wat julle in besit geneem, 'n land van oorvloed is. En dit is wat hy hier sê, gaan kyk of dit 'n land van oorvloed is. Net soos wat hy in Genesis vir Adam en Eva gesê het, hierdie is 'n land van oorvloed en julle kan dit in besit neem. Hy maak die belofte. Dan kyk ons na Numeri 13. Hulle het daarna by die Eskolspruit aangekom. Daar het hulle 'n tros druiwe gepluk. Hulle moes dit aan 'n stok tussen twee van hulle dra. Hulle het daar ook granate en vye gepluk. Die naam van hierdie plek is toe na Eskol herdoop, na aanleiding van die trosdruiwe wat die Israeliete daar gepluk het. So ek het hierdie stok eintlik gebring en toe het ek vir die span gevra om vir my 'n trosdruiwe hier tot bou. Groot. En toe kyk hulle vir my asof ek mal is. Want ek wou gehad het ons moes 'n trosdruiwe hier indra wat almal gaan dink, "Joh, hierdie is 'n groot trosdruiwe." Maar dit sê vir ons iets van die oorvloed wat in hierdie land was. En dit vat ons na 'n plek toe waar die land net so, dit het net soveel oorvloed. En 12 mense gaan en hulle gaan kyk na hierdie land. En 10 van hulle kom terug en sê, hierdie land is amazing. Hierdie land het soveel goeders, maar ons kan nie hierdie land in besit neem nie. Want ons lyk vir onsself, nie hulle sien ons so nie, ons lyk vir onsself so springkane in die oë van hierdie reëse wat in hierdie land is. Maak nie saak wat God sê nie. God sê gaan en gaan neem die beloofde land. En 10 van hulle sê nee, ons kan nie. Maar 2 van hulle sê ons kan. So 2 van hulle sê dat hulle die land in besit kan neem. En daardie 2 is Caleb en Joshua, sê moenie teen God wees nie. Moenie teen God draai nie. God gaan vir ons die land gee, God gaan vir ons die land in besit neem. Ons gaan dit kan doen. Hulle gaan
onsin wees. Moenie teen God draai nie. En hulle het soveel geloof. En ek wil die stelling maak om te sê dat ongeloof al meer drome doodgemaak het as mislukking ooit al gedoen het. Ek gaan dit weer sê. Ongeloof het al meer drome doodgemaak as wat mislukking al ooit gedoen het. Want ons kom nooit op die punt waar ons die beloofde land inneem nie. Ons kom nooit op die punt waar ons genoeg op God vertrou en te sê, God, ek gee alles oor en ek volg U nie. Ek gee alles oor, maak nie saak wat die vyande is nie. En hulle sê, moenie rebelleer teen God nie. Kom ons vat hierdie land in besit. En help ons, kom ons gaan en ons doen dit. En hulle sê hulle kan nie, en hulle wil vir Caleb en Joshua steenig. En hulle gaan spandeer toe 40 jaar. Hulle gaan spandeer toe 40 jaar in die woestyn waar hulle rondwandel. En daai generasie gaan dood. Tot op 'n punt waar hulle kom, waar hulle die land in besit kan neem. Deur ongeloof gaan wandel hulle vir 40 jaar in die woestyn. En dit is hoekom ons hierdie tafel uitgesit het vanoggend. Ons het hierdie tafel uitgesit en ek weet hierdie was baie inligting. Maar ek weet ons het julle op 'n reis gevat. Dat julle bietjie meer kan verstaan van hoe lank God vir ons sê, gaan neem die land in besit. En ons sit hierdie tafel uit vanoggend want ek weet nie waar jy is vandag nie. Want ek weet nie of jy nog in Egipte is nie. Het die sukkel die nuwe normaal vir jou geword wanneer jy in Egipte is? Want as jy in daai mentaliteit is, sukkel jy en jy's okay daarmee. Want dit is wat met hulle gebeur het. 400 jaar sukkel hulle en hulle is okay daarmee. Moses kom lei hulle uit. Hulle kom in die woestyn en hulle murmureer. Hulle sê vir God, God, hoekom? Hoekom is ons hier? Kan ons teruggaan na ons gesukkel toe? Want hierdie is te moeilik. En ek wonder of jy daar is vandag. Ek wonder of jy dalk die stap gevat het om te sê, Here, okay, ek's moeg gesukkel, ek stap saam met U, maar help my, en lei my, en nou sukkel jy. Nou is daar dele wat nie lekker is nie, daar's dalk bietjie honger, en ons dalk bietjie warm, en is dalk bietjie ongemaklik. Maar hou jy vas aan die droom wat God vir Abraham gegee het? Hou jy vas aan die droom wat God vir jou gegee het? En dan is jy dalk op die voet van die beloofde land vandag. Dalk is jy vandag op die plek waar jy vir jouself sê, yes, ek kan hierdie plek, ek kan nou sien. Ek het die stap gevat, ek het hierdie besigheid begin. Ek het die stap gevat, ek het uit hierdie verhouding uitgekom. Ek het hierdie stap gevat en ek het hierdie gedoen. Dit is baie oppervlakkige goeders, maar ek het die stap gevat en nou is ek by die beloofde land, maar nou sien ek hierdie reëse in my beloofde land. En nou wil ek vir jou vra, gaan jy God se hand vat en hierdie beloofde land in besit neem? Is jy vandag op die plek waar jy kan sê, ek vertrou op God? Is jy een van die twee wat onvoorwaardelik vertrou op God om jou te help? En ek wonder of ons op daai plek is. Ek wil vir die band vra om op te kom. So ons het op hierdie reis gegaan en ek hoop regtig julle het iets geleer. Want julle het geleer wat ek in baie jare nou geleer het. En ek wil vir julle vra dat as jy vandag op die plek is waar jy eerder in Egipte is of in die woestyn of op die voet van die beloofde land, het ons hierdie tafel uitgesit vanoggend. En hierdie is 'n tafel van melk en honing. En ek wil vra terwyl die band vandag begin speel, dat jy in jou kop sal dink waar jy is in hierdie reis. En dat jy vir die Here sal vra, Here, ek is hier so in my reis vandag. En Here, dis moeilik.
Maar Here, ek weet met U is dit moontlik. En dat jy die Here se hand sal vat in jou gedagtes. En vir die Here sê, Here, ek wil vrug kom haal in my beloofde land. Ek wil vrug kom haal saam met U wat my hand vashou. En weet dat geen reus in my beloofde land my sal terughou nie. En dan wil ek hê jy moet jou beloofde land in jou gedagtes hou, wat ook al dit mag wees. Deurbraak vir siekte, finansiëel, wat ook al dit mag wees. Dat jy dit in jou gedagtes sal hou en weet dat die Here wat saam met my is groter is as die reuse wat in my beloofde land is. En dan wil ek hê jy moet uitstap. En ons wil God dank vir die prys wat klaar betaal is en die oorwinning wat klaar behaal is. En ons wil saam nagmaal doen met druiwe en brood. So ek wil hê, terwyl die band speel, kry jy die beloofde land in jou gedagtes. Dank die Here vir die oorwinning klaar wat plaasgevind het. En dan kom ons uit en jy kry vir jou druif en jy kry vir jou 'n stukkie brood. Die vrug in die beloofde land. En jy gaan sê dankie vir die oorwinning. Dalk sien ons dit nog nie, maar dit is op pad. So kom ons staan en dan sing ons gou saam hierdie laaste lied en wanneer jy reg is, kom uit en kom ons sê nagmaal saam.